Kleopatra die 7de is die laaste farao van antieke Egipte. Sy is van Griekse afkoms en regeer sedert die dood van Alexander die Grote. Bekend vir haar skoonheid, praat die slim vrou ook 9 tale. Sowel Caesar, leier van die Romeinse ryk, as sy generaal, Mark Antony, soog voor haar charme. Nou, terug in die hede. Ons hou partytjie in ware oud-Egiptiese styl natuurlik. Vandag kry ek die kans om my lewenslange droom uit te leef en Kleopatra te vertolk. Maar voordat ek myself heeltemal in karakter inleef, is daar eers 'n baie belangrike ete wat moet gebeur. In antieke Egipte het armes op rietmaatjies op die grond gesit en eet, maar rykes by laattafels soos die. Almal se hande moes vooraf gewas word, want hoewel messe gebruik is om vleis te sny, is daar meestal met die vingers geëet. Hallo slawe, Farao, julle mag maar sit. Baie dankie. Hierdie lyk soos 'n tafel geskik vir 'n paleis van 'n farao. baie lekker geweest om hierdie aan mekaar te slaan. Ons het klomp kernelemente gebruik van autentieke Egipte, soos byvoorbeeld al die linne lap wat om ons hang om 'n intieme area te skep. Hulle het verskriklik baie linne gemaak met vleksplante in daai tyd. Dan het ons natuurlik goue goblets vir die wyn. Hulle was die groot vervaardigers van goud in daai dae. En vir die gaste wat wil water uit die Nylrivier drink vandag, het ons klein koppies neergesit op elke plek. Om die aardelikes bietjie terug aarde toe te bring, gaan hulle vandag uit mandjies uit eet, soos die arme mense daai tyd gedoen het. Die ryk mense natuurlik sou uit koper of goue borde geëet het. En die bekendste uitvinding van Egipte is natuurlik papier. So ek moes die spyskaart daarop druk. My gunsteling deel van die tafel, elke persoon kry 'n piramide met hulle name opgedruk. Dit voel amper soos 'n piknik langs die Nyl tussen al hierdie lieflike palmblare. Ons het besluit vandag ons gaan gebruik maak van hierdie riete en die gras wat langs die rivier groei. Op die tafel het ons gebruik gemaak van natuurlike lap en as middelpunt het ons gebruik gemaak van 'n palmboom se skilt. Die middelpunt is versier met verskillende speserye en kruie. Die timie is gebruik vir die mammies om vir hulle te balsam. Dan het ons ook hierdie lotuslelie se saad wat gebruik was in Egipte as 'n heilige blom. Slangeweer was terselfdertyd beskermer van die koning en demoon van die onderwêreld. En interessant dat Kleopatra uiteindelik dood is aan 'n slangpik na haar minnaar Antony se dood. Ek dink ek moet liewer wegbly van slange want ek wil nie die storie vooruitloop nie. Hierdie is nie 'n Kaapse kopra nie, is dit? Nee, gelukkig nie, want anders sal ek en jy nie vandag hier gestaan het nie. Ons maak 'n farao kopdoek en soos jy weet, is dit net farao en sy naastes wat dit in antieke Egipte gedra het. Dit was 'n manier om die farao te onderskei van gewone burgers en slawe soos ek. Hierdie is eintlik uit papier, maar in farao se tyd sou dit lap, goud en juwele gewees het. Dit bestaan 5 dele wat ek klaar uitgedruk en uitgeknip het. Ons het 2 sypanele, 'n kopstuk, 'n slangetjie en 'n band om dit vas te maak. Al wat ons nou moet doen is om dit aan mekaar te gom. Ons gaan die 2 sypanele aan die kopstuk vasmaak. Volgende kom die slangetjie bo op die kopstuk en dan die band aan die kopstuk en aan die einde sit ons 'n stukkie alkant plakband om dit vas te maak. Beter as 'n kroon. Voor ons Egiptiese kos praat, 'n waarskuwing. Dit was daai jare ongeskik om na iemand anders se bord te kyk. Indien jy dit per ongeluk gedoen het, moes jy jou kos deel om slegte geluk te voorkom. Voorware fees. Dis reg, die antieke Egiptenare het nooit probleem gehad om voedsel te kry nie, dank aan die Nyl wat jaarliks oorstroom het en vrugbare grond gebring het, waarin hulle die groente, vrugte, graan en bone geplant het. Tipes vrugte wat hulle geplant het, was soos druiwe, dadels, vye en olywe. Van die druiwe het hulle wyn gemaak wat hulle soms saam met die ete sou geniet. Van die grane het hulle dan brode en bier gemaak. Hulle is wel die beskawing wat vir ons die brode gegee het. Saam met die brode sou hulle wel vleisdisse geëet het. Daar was lam, soos hoe het ons lamkoftas, bees en hoender, baie vis, weer eens te danke aan die Nyl. Is dit reg dat ek sê dat ek so 'n bietjie van 'n Griekse invloed sien? Ja, natuurlik. Die Grieke het dolma gebring. Dit is groente wat in 'n wingerplaat toegedraai is en dan gebak is. Hierdie kom van die Jordaanse streek af. Kleopatra wou koningin oor die streek wees en toe sê Mark Antony vir koning Herodes dat hy asseblief haar 'n deel van die oes moet lewer. So die dadels en die wingerplate is van daar afkomstig. Egiptiese kos vandag is baie dieselfde as wat geëet is in Kleopatra se tyd. Lyk my alles is gereed. Sal ons gaan loer of die gaste al hier is? Kom ek stel julle voor. Of nee, wag. Hulle doen dit sommer self. My naam is Caesar, Julius Caesar.
heerser van Roma. Calpurnia Pausanias, Julius Caesar se vrou. Ek is Mark Antony, generaal van die Romeinse magte. Octavia Minor, derde vrou van Mark Antony. Charmian, Cleopatra se regterhand. Sosithene, sterrekundige. My naam is Cicero. Ek is 'n filosoof en 'n openbare spreker. En ek haat Cleopatra. Met die baie goud kan 'n mens beslis nie die belangrikheid van die gaste miskyk nie. Definitief, en in die antieke Egiptiese tye was klere 'n groot statussimbool en hulle eers op die ouderdom van 6 begin klere dra. Hulle het graag linne gedra omdat dit so verskriklik warm was en sodra hulle 'n meer magsposisie gehad het, het hulle klere om hulle gesit soos goud of rooi om dit te beklemtoon. Hulle het ook glad nie skoene gedra nie, slegs wanneer hulle voete seer was, het hulle skoene van leer of andersins van papirus gemaak gedra. Romeinse mans in daardie tyd was veronderstel om net een ring te dra, waarmee hulle dokumente geseël het, maar soos jy kan sien het hulle oorboord gegaan met klomp ringe en borsbelde. Egiptenare was fanaties oor skoonheid en oor haarverwydering op hulle liggame. Dit is gedien deur 'n pumice stone wat ons vandag ken as 'n voetveil. En dit het hulle liggame baie sensitief gemaak. Daarom het hulle toe gebruik gemaak van 'n baie hoë konsentraat olie wat hulle beskerm het teen die sand en die wind en die son van Egipte. Nou pryke is baie gebruik. Mans en vrouens het hare baie kort gesny omdat dit so warm was. Die make-up was baie belangrik vir Egiptenare. Hoe meer make-up het hulle gedra, mans en vrouens. Die kleur wat hulle gebruik het was groen, blou en swart, dan het hulle self silwer en goud fyn gemaak en op die ooglede gesit. Hulle het geglo dit beskerm hulle teen mediese toestande, so byvoorbeeld ooginfeksie. Die groen het hulle geglo dit beskerm teen sonskade en dan die streep het hulle geglo dit beskerm teen die bose oog. Ons is amper daar, nog net een ding kort. Cleopatra het van skrywers en kunstenaars tot die gewone mense in die antieke wêreld bekoor met haar sensuele skoonheid. En haar legendariese lewe fascineer mense selfs vandag nog. Vriende, 'n speletjie om julle kennis van hierdie land op die proef te stel. My land, van piramides, die kalender, meetkunde en meer. Wat het die Egiptenare nog vir die beskawing geleer? Brood, papier, kuns en kultuur. Antieke Egipte se nalatenskap sal vir ewig duur. En vir diegene wat verloor vandag, sal daar 'n rit na die grafkelder wag. Vraag 1. Wie het die groot piramide by Giza gebou? Oh, Kaffe. Nee my liewe man, dit was Khufu. Khufu is korrek. Wie is die Egiptiese songod? Sol. Nee, dit was definitief Ra. Ra, natuurlik Ra. Hoekom het ons Egiptenare besluit om ons grafte ondergronds te bou? Vir godsdienstige redes. Nee, vir beskerming van grafdiewe. Wat noem ons die antieke Egiptiese skrif? Times New Roman. Hieroglife. Generaal Antony, dit spyt my. En hy is immers te mooi om toe te draai. Maar jy is ons verloorder. Slawe! Cleopatra verklaar dus haar minnaar, die arme Mark Antony, tot mummie. Maar gelukkig kon sy brein en organe in sy liggaam bly en is dit nie uitgehaal en in 'n paar bottels gepreserveer soos in die regte antieke Egipte nie. Sien, daar is heelwat voordele aan 2013. Hoop julle het ons partytjie geniet. Moenie dat die jaar met jou wegloop voordat jy nie 'n prettige temakuier met vriende en familie gehou het nie.